Terwyl ek hierdie week die woord voorberei, dink ek by myself, time flies when you're having fun. Ek kan nie glo, dit is die 7de week van hierdie reeks nie. En terwyl ek ook voorberei, dink ek ook elke week as ons die recap doen, dan is dit soos daardie liedjie van se gat in die grond en 'n boom in die gat en die groen gras groei daarom. Dit raak 'n al hoe langer recap. Maar ek wil so vinnig vir die wat dalk iewers iets gemis het, net weer deur ons familiewaardes gaan, sodat niemand voel dat hulle uitgemis het nie. So, week 1, familie het ons gepraat oor ons familiewaarde wat sê dat ons as Therapia familie glo dat die woord van God lewensveranderend is wanneer ons die woord in ons lewens toepas. Week 2 het ons gepraat oor gebed, want vir die wat dit nie weet nie, ons gemeente glo in die skrifgedeelte wat sê bid sonder versuim, bid sonder ophou. Ons kerk kan nie funksioneer as dit nie vir gebed is nie. So ons het week 2 gepraat oor daar is krag in gebed. En wanneer ons as gelowiges in gebed intree, skep dit die spasie vir ons hemelse Vader om in ons lewens op te tree. Week 3 het ons gepraat oor aanbidding en die gedagte rondom hierdie waarde was dat aanbidding nie iets is wat ons doen nie, maar dat ware aanbidders, dit is wie ons is, dis deel van ons identiteit. Week 4 het ons gepraat oor kerk. En ons het gesê dat ons as geestelike familie nie kerk gaan nie, maar dat ons kerk is. Ons is lewende boustene, deel van die kerk van Jesus Christus. En toe het ons gepraat oor die volgende familiewaarde, dit is nou al 'n redelike lys. Maar ons geestelike familie heg waarde aan familiewees en samesyn. Dis deel van ons gemeentewaardes. As ons nie liefde vir mekaar het en die samesyn, soos wat die Engels dit sê, fellowship het nie, dan kan ons nie familie wees nie en dan kan mense buite nie Jesus se liefde tussen ons sien nie. En laas naweek het ons gepraat dat ons as geestelike familie glo in onvoorwaardelike liefde. En die hoofgedagte was, partykeer wil ons as mens by onsself besluit wie verdien ons liefde of vir wie kan ons lief wees, terwyl ons self nie eers God se liefde verdien het nie. So, ons moet mekaar lief hê, soos Jesus ook die kerk lief het. En dan sal die wêreld weet dat ons sy disippels en sy kinders is. En vanoggend, ek wil nie my boodskap vooruit hardloop nie, maar ek het so 'n vraag of twee ter inleiding. Nou ek wil voordat ons na die woord van die Here gaan, eers praat oor die konsep van 'n baas. En so die eerste vraag is, wie het al vir 'n baas gewerk of wie werk nog steeds vir 'n baas? Okay, nou hier's 'n volgende strikvraag. As jy jou eie baas is, gaan dit 'n snaakse spasie wees om hande op te steek. Maar wie is nie altyd doodgelukkig of tevrede met jou baas nie? Hier is 'n paar. Ek het wyd en suid gaan soek vir 'n definisie van 'n baas. Totdat ek uiteindelik die volgende een gekry het wat ek dink nogals geskik is in my wat is die regte woord, persepsie van wat 'n baas is. Google het gesê, hulle reken dat 'n goeie baas is iemand wat so goed is daarin om te delegeer, dat hy tot die taak van delegasie sal kan delegeer. Nou familie, ek weet nie so verskriklik baie van 'n baas nie, dis wat my opgewonde maak oor vanoggend se boodskap, maar ek wil die vraag vra, die laaste vraag. Waaraan dink julle wanneer julle dink aan 'n goeie baas? Watter eienskappe het 'n goeie baas? Regverdigheid. Hoe sê jy, Dustin? Goeie pai. Dis een waaraan ek gedink het nie, Omigo. Loop op die weg van die Here, dan kan niks verkeerd gaan nie. Dis soos wat ons 'n paar weke terug gesê het, wat Rikus ook gesê het, as ons bid dat ons in die wil van die Here is, dan weet ons is al reeds in 'n geseënde spasie, want God se wil is geseën. Is daar nog so een of twee, dan gaan ons na die woord van die Here
'n kind van die Here met 'n oor wat hoor. As dinge verkeerd gaan, dan word die blame nie verskuif nie. Maar daar word verantwoordelikheid geneem en dan verbeter. Alles baie goeie eienskappe en ek wil nou nog nie by julle spog oor my baas nie. Maar ek wil vra die wat die woord van die Here saamgebring het, kan saam met my blaai na Matteus 16 vanaf vers 13. En hierdie is die inleiding vir vanoggend se boodskap. Die woord van die Here sê, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord hom, sommige sê Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. En Jesus sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Familie, hierdie skrifgedeelte maak my verskriklik opgewonde, selfs binne die moderne kerkkonteks. Maar ek wil vir 'n oomblik teruggaan na vers 15, waar Jesus vir die disippels vra, en is so mooi binne hierdie perikoop, dat hy eers wyd begin en sê, wie sê die mense, wie is ek? En dan verduidelik die disippels, hulle sê, dat U Johannes die Doper, en sommige sê Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Maar dan bring Jesus dit na die direkte, onmiddellike spasie, en hy sê, maar wie sê julle, wie is ek? Vanoggend familie, wil ek die vraag afvra in ons geestelike huisgesin, op 'n individuele en 'n persoonlike vlak. Ek soek nie antwoorde nie. Ek wil net hê ons moet daaroor dink. Wie sê jy, wie is Jesus? Wie is Jesus vir jou? En ek dink dit is 'n redelike diep vraag, wanneer ons gaan stil sit en dink aan ons koning, ons redder en ons verlosser. Maar ek wil verder gaan, want die deel wat my verskriklik opgewonde maak, binne die spasie waarin ons onsself bevind, is dat Jesus vir Petrus sê, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Familie, wat my opgewonde maak vanoggend, en ek moet met versigtigheid, maar ook eerlikheid die gordyn so klein bietjie wegtrek, rakende kerk. Want weet julle wat? Ek as individu dink nie dat daar een denominasie is wat perfek is nie. Ek dink dit regtig nie. Ons as mens skiet tekort. Ek dink nie daar's een spesifieke kerk wat al die antwoorde het nie, want Paulus, een van die vroeë kerkplanters, het gesê, ons het nie al die antwoorde nie, ons kyk deur 'n spieël en 'n raaisel in sekere van die areas. En ek wil vanoggend deel, partykeer wanneer ek kyk na die moderne kerklandskap, dan raak ek op my senuwees, want binne die postmoderne en humanistiese era,
is die paradigma skuif van kerk so, dat die woord aangepas moet word, om by die mens te pas, terwyl die werklike bedoeling van die woord was, vir die mens om aan te pas, om by die woord van God te pas. En so, as ek met julle eerlik kan wees, julle kan dalk dink, Franco, hoe kan jy dit sê? Jy is voltyds in die bediening, ek hou ook nie soos wat pappa altyd sê, ek hou ook nie van die titel nie, maar jy het gestudeer om 'n pastoor te wees, hoe kan jy sê, jy is partykeer bekommerd oor die kerk? As ek eerlik moet wees, ek is partykeer bekommerd oor die moderne kerk. Maar dis wat hierdie boodskap vanoggend vir my so spesiaal maak, want ek wil vir julle sê, as dit 'n pastoor of 'n dominee of 'n priester of enige geestelike werker se werk was om die kerk te onderhou, dan was daar nie baie hoop gewees nie. Maar wat my vanoggend opgewonde maak, is hierdie geestelike familiewaarde van Therapia, en dit voel vir my, soos al die ander weke, dis 'n kardinale deel van ons gemeente. Want ek dink ook hier daar is 'n mens, wat selfs net hierdie deel van die liggaam van Jesus kan bestuur, soos wat Jesus dit kan doen nie. So die laaste familiewaarde familie, is dat ons glo dat Therapia Jesus Christus se kerk is. Hierdie is nie my kerk, of mamma se kerk, of pappa se kerk, of enige iemand wat hier sit se kerk nie, want as dit 'n mens se kerk was, sou dit vers te kort geskiet het, maar omdat ons weet, en ek het vir mamma gaan vra, want Google het te veel antwoorde gegee, en ek het die Bybel Lineum wat ek vir my verjaarsdag gekry het, ook geraadpleeg. Maar daar is soveel verskillende uitvloeisels en interpretasies. Maar weet julle wat, familie, ek wil hierso waar Jesus vir Petrus sê, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Toe ek het lees, toe wonder ek, weet al gedink wat Jesus bedoel met die rots. En ek het gaan oplees, sekere interpretasies reken dat Petrus die rots is. Maar ek weet dat Jesus nie sy kerk op een individu in die geskiedenis sou bou nie, en daarom maak dit my so opgewonde, omdat ek weet dat Petrus het ook geweet het, toe hy in 1 Petrus 2 skryf, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Petrus sê, Jesus is die lewende steen. Weet julle wat, vanoggend familie, toe ek met mamma praat, toe gelukkig het ek het redelik in lyn gehad. Maar binne die konteks van kommentare glo ons, dat toe Jesus sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, het hy bedoel op die onwankelbare waarheid en oortuiging in Petrus se hart, dat Jesus die Seun van God is. En so wanneer ons sê dat Therapia God se kerk is, verklaar ons dat hierdie kerk op die waarheid van Jesus Christus en die oortuiging in ons harte gebou is. En so, hierdie is 'n gedeelte waarna ons die laaste tyd baie verwys, maar Petrus gaan verder en hy sê, laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Daarom staan ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Familie, solank as wat, dis wat my opgewonde maak, kom ek deel dit met julle. Solank as wat hierdie Jesus se kerk is, weet ek dat die poorte van die doderyk dit nie sal oorweldig nie. Dit maak nie saak wat op papier staan nie, as hierdie Jesus se kerk is, sal dit voortgaan as deel van die liggaam. En so dis hoekom hierdie vir my so belangrike boodskap is, want ons moet weet, dat selfs hierdie deel van ons geestelike familie of liggaam gebou moet wees op die fondasie van Jesus Christus. Dan verder in Efesiërs 2 vers 17 kom die woord van die Here. Dit sê, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom
het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Saam met die moderne leringe maak dit my ook partykeer skrikkerig dat mense dink dat hulle die kop van die liggaam kan wees in daardie gevaarlike name it en claim it spasie. En ek's baie angstig wanneer ek dink dat daar mense is wat dink dat hulle daardie rol kan vervul, terwyl net Jesus dit kan doen. Ek moet vir julle eerlik sê, familie, tot vandag toe is dit, ek weet nie of daar 'n beter Afrikaanse woord is nie, is dit vir my daunting om hier voor te kom staan en die woord van die Here te kom bedien, want, en dit het ek hierdie week net so opnuut besef, die boodskap sal altyd groter wees as die boodskapper. Daar's nie een mens op hierdie aarde wat 'n boodskapper is wat goed genoeg is om groter te wees as die evangelie van Jesus Christus nie. So dit maak my bang wanneer mense dink dat hulle daardie merkwaardige rol kan vervul of vertolk, terwyl dit net Jesus is wat kan. En ons as mense eintlik so klein en nietig is en eintlik net in nederige afhanklikheid moet kom en sê, Here, dis wanneer ek swak is wat U sterk is, die perfekte paradoks. So ek sê dit vanoggend met, moet dit nie verkeerd interpreteer nie, maar wanneer ek dink aan die liggaam van Jesus Christus, en ek dink aan hierdie name it en claim it, dan moet ek eerlik sê, die verantwoordelikheid van die kop van die liggaam is so groot, dat ek as Franco net 'n deel van die liggaam wil wees. My nie verkeerd gaan aanhaal na kerk nie. Maar ek wil nie die kop wees nie, want ek weet Jesus is in beheer. Ek wil net deel wees. Iewers wil ek net deel wees van die liggaam van Jesus Christus. En in realiteit kan die liggaam nie liggaam wees sonder elkeen wat vanoggend hier is nie, maar ons moet in 'n diensknegrol in die liggaam optree, wetend Jesus is in beheer. En so, vanoggend wil ek met julle iets deel wat die Here met my gedeel het, al voor die preekreeks begin het, wat vir my wêreld op sy kop gedraai het. Want as ek vanoggend, kom ek vra die vraag, ons kyk of kom ons naby. Dit was vir my ook interessant, maar dit het gegroei en ontwikkel tot waar dit so groot oortuiging in my hart geword het, dat ek dit met julle wil deel ook. Maar as ek vanoggend vra, vir wie werk ek, dan, ja, daar gaan nou 'n obvious Bybel antwoord wees, maar menslikerwys, ek Franco, en wie se diens dink julle? Labor. Weet julle, dit was vir my 'n groot skok gewees, toe ek besef het, agtergekom het, dat geestelike werkers nie onder labor val soos normale werkers nie, want ons werk vir God. En ek het vir 'n oomblik geworstel daarmee, totdat ek in my kar gery het en 'n pot gooi, geluister het en die Heilige Gees dit vir my oopgebreek het ten opsigte van die hele liggaam van Jesus Christus. En hierdie is die kruks van vanoggend se boodskap. Wanneer ons sê dit is Jesus se kerk, maak dit my opgewonde, want dit skakel 'n miskonsepsie uit rondom die gedagtes vir wie doen ons wat ons doen. Julle sien, nou is ek baie eerlik met julle. Vir 'n tyd selfs in my bediening, en ek's lief vir die Here, maar het ek gedink, ek werk vir die kerk. Tot ek die pot gooi geluister het en die persoon gesê het, as jy in diens van Jesus Christus is, werk jy
vir God aan die kerk. Familie, ek wil dit weer sê, want dit het gemaak dat ek amper my EcoSport gerol het. Wanneer jy jou hart vir Jesus Christus gee, werk jy vir God aan die kerk. En dis doodstil, so ek weet nie of julle die grootheid daarvan besef nie. Julle sien, baie keer dink ons, ek doen dit vir die kerk. Vrydag aand het ons kosverkope vir die kerk. Die eerste naweek van die nuwe maand gee ek my 10de vir die kerk. Ek nooi mense kerk toe vir die kerk. Maar weet julle wat die amazing spasie is wanneer jy besef dat jy vir God aan die kerk werk, dan besef jy dat dit so wonderlik spasie is dat jy kan deel hê van 'n genadetyd wat Jesus Christus deur sy bloed gekoop het, genaamd die kerktydperk. En ons kan 'n deel hê om te werk aan die kerk vir God. Dit is so doodstil. Maak dit sin, maak dit nie sin nie. Dit was vir my so groot om te besef, Franco, jy doen nie wat jy doen vir mense nie, jy doen dit nie vir die volle evangelie kerk nie, jy doen dit nie soos Dustin gesê het, vir die salaris nie, jy doen dit vir God en jy werk aan die kerk van Jesus Christus. Dit het my so opgewonde gemaak, dat ek op 'n stadium moes besef het, daar is 'n skrifgedeelte waarby ek gaan uitkom. Kom ek lees dit vir julle, Kolossense 3. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Maar ek het begin besef, as jy werk vir die Here, en as jy alles doen van harte soos vir die Here, ek het dit gedeel, Louis Giglio preek, en ek luister die preek, het sê, ons bid baie keer, Here, wat is u wil vir my lewe? Kan ek vanoggend 'n verklaring maak? God se wil is altyd deur dieselfde, om in verhouding met mense te staan, en om siele vir hom te wen. So my perspektief het ook verander rondom dit. Dis nie, Here, wat is u wil vir Franco van der Vlies se lewe nie? Dit het heeltemal omgedop toe ek sê Franco van der Vlies se lewe vir u wil. So familie, dit is ons lewe vir God se wil, en dan besef ons, om vir God te werk is nie 'n 8 tot 5 werk nie. Wil julle nou nie mismoedig maak nie. Maar dit beteken in alles wat jy doen. Die skrifgedeelte sê wat jy eet of drink of alles is vir die Here. Die goeie nuus vanoggend familie is, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus, en ek het dit al gedeel ook. Maar die goeie nuus van dit is, wanneer ons aan dit in mense terme dink, en ek wil nie ons hemelse Vader in 'n spasie van 'n baas skets nie. Maar hy is in beheer, en die wonderlike nuus is dat dit wat hier in Kolossense 3 staan, ons erfenis as vergelding, wat ons sal ontvang van ons hemelse Vader, weet julle wat? Ek weet, dis 'n wonderlike spasie. Van die paycheck, as ons dit nou regtig in menslike terme wil sê, so groot, dis 'n ewige lewe in sy teenwoordigheid. Dis 'n lewe op strate van goud. Dis 'n lewe waar daar nie meer seer en swaar kry sal wees nie. So weet julle, ons is hier in die kerk, en ons mag dit geniet in die Here se teenwoordigheid. Maar ek is baie bly, ek werk vir die Here. Maar my paycheck, en julle sin ook. Maar dit wat daar in die Here is soveel groter as wat 'n aardse baas ooit kan betaal. En daardeur sê ek nie, weer eens, moet my nie verkeerd gaan aanhaal en môre julle werk bedank en sê Franco het gesê ons werk net vir die Here nie. Ek bedoel in die kerk konteks. Wonderlike nuus is, as jy alles wat jy doen ter eer en verheerliking van die Here doen, dan beteken dit daar waar jy van maandag tot Vrydag werk, werk jy ook vir die Here, al is daar dalk iemand wat jy
met respek en agting moet nader, anders kry jy 'n pykat. Maar dit maak nie saak wat jou beroep is nie. Ons kan dit nog steeds vir ons hemelse Vader doen. So, om weer by die gedagte uit te kom, die vraag is as ons verklaar dat die Therapia gemeente Jesus se kerk is, deel van Jesus se kerk, dan is die vraag weer eens, werk ek en jy vir die kerk? Of werk ons vir God? Doen ons wat ons doen vir mense? Of doen ons dit vir Jesus? Wanneer ons dan verder gaan, kom die gedagte van rentmeesterskap by my op, want dit is iets waar in die Heilige Gees ook my gedagtes laat vloei het. My vraag vanoggend is dit wat jy aan die kerk werk? Dit gaan nie oor werke geregtigheid nie, ons is gered deur die genade. Maar is dit wat jy aan die kerk doen, en aan die kerk bou en aan die kerk werk? Is dit jou beste gegewe, die een wie se kerk dit is? Want toe hierdie gedagte oor my kom, toe besef ek, Here, hierdie is 'n alles of niks werk. Hierdie is ek gee my beste elke dag of niks. Want U is so groot, so soewerein, so regverdig. U is in menslike terme die beste, mees regverdige, liefdevolste baas wat daar kan wees en ek wil 'n dienskneg wees. Maar is dit wat ek aan die kerk bou en bydra? Is dit my beste gegewe, dis U kerk? En so my gedagtes was nogals vir 'n ruk half stom geslaan, weggeblaas deur die gedagte, dat wanneer ons vir God werk, moet ons optree in ons deposito's in die kerk wat energie en siele en alles wat ons doen aanbetref, moet eintlik reflekteer dat ons weet wie se kerk dit is. En dat dit Jesus se kerk is. So rentmeesterskap is iets wat my altyd na in die hart lê. Want ek glo die Here gee vir ons, die engel sê, gee vir ons 'n spirit of power, love and a sound mind. Die Here gee vir ons verstand sodat ons dit kan gebruik. En rentmeesterskap is deel van ons verantwoordelikheid as kerk. Ons kan nie in ons eie lewens roekeloos handel en dink dinge moet per toeval uitwerk nie. Dis nie hoe die lewe werk nie. Maar wanneer dit kom by die kerk, sê hierdie gedeelte wat ek saamgebring het vanoggend, there are 4 principles that relate to stewardship. And they are ownership, responsibility, accountability, and reward. The word ownership, when it comes to stewardship, means God has created it and owns everything. And He has put man here to work as a steward of all His creation. Ons is rentmeesters van die kerk van Jesus Christus. En ek wil vanoggend sê, ons het 'n groot verantwoordelikheid wanneer ons besef dat ons hemelse Vader dat hy die eienaar van die kerk is, van die gemeente is. Ons moet ook egter, en dis nie nou met 'n klein met nie, hulle ken my goed genoeg om te weet. Maar ons moet in die liggaam oor die rol wat die Here vir ons gee en ons moet ernstig daaroor bid. Moet ons eienaarskap neem, selfs al is jy die klein toontjie. Wees die beste klein toontjie wat jy kan wees. Wees jy hartklop, wees watter deel die Here jou ook al voorgeroep het, die liggaam het jou nodig om daardie rol te vertolk. Dan ook accountability.
ons as kinders van die Here moet mekaar verantwoordelik hou in ons lewenswandel, sodat ons almal saam kan groei nader aan die Here. Sodat ons daar kan wees vir mekaar. Accountability is nie om mekaar oor die vingers te tik nie. Is om te sien wanneer 'n boetie of 'n sussie deur 'n moeilike tyd gaan en te sê, weet jy, ek was al miskien deur iets soortgelyk. Dis wat die Here vir my gedoen het. En ek weet hy sal dit vir jou ook doen. Dis om daar te wees wanneer dit moeilik gaan en dit nie net maan skyn en rose is nie. Andrew Ward. Toe ek dit lees, toe dink ek by myself, in Jesus Christus is daar die grootste beloning van alle tye. Dit gaan nie oor aardse beloning of wat ons hier kan kry nie, maar oor wat alreeds vir ons beloof is deur die bloed van die lam, 'n ewige lewe. Liefde onvoorwaardelik. Genade groter as wat ons kan verstaan. En so in Psalm 127 kom Salomo. En weet julle wat, familie? Ons kan die beste arbeiders wees wat hierdie gemeente nog gesien het. Maar as ons dit nie van harte doen vir die Here nie, sê Salomo, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Die vraag waarmee ek vanoggend wil afsluit om dit, voordat ek dit vol sirkel bring wat hierdie preekreeks aanbetref is, hoe sal die gehalte van my en jou werk lyk, as ons weet, ons doen dit vir die Here? En so ek wil afsluit op 'n ernstige, maar ook op 'n ligter noot. Dit bring dit vol sirkel. Jy weet, ons as kinders van die Here, die wonderlike nuus is, ons job description is klaar uitgelê. Ons weet wat ons moet doen vir Jesus. En wanneer ons verklaar dat dit God se kerk is, moet ons die woord van die Here in ons harte bewaar en dit in ons lewens toepas. Wanneer ons verklaar dat hierdie Jesus se kerk is, moet ons volhard in gebed, bid sonder ophou, alles aan hom bekend maak deur gebedsmeking en danksegging. Wanneer ons verklaar dat hierdie Jesus se kerk is, moet ons hom aanbid in gees en in waarheid. Want hy soek die wat hom so aanbid. Wanneer ons verklaar dat hierdie Jesus se kerk is, moet ons weet dat ons kerk is en nie kerk gaan nie. Wanneer ons verklaar dat hierdie Jesus se kerk is, dan heg ons waarde aan familie en samesyn. Spandeer ons tyd met mekaar, verdra ons mekaar in die liefde die oomblikke wanneer dit moeilik raak. Hier nader aan die einde van November, wanneer almal nou moeg is, moeg gewerk is. Ons mekaar nog steeds in liefde nader, dis deel van ons as kinders van die Here se verantwoordelikheid. En wanneer dit voel, dis regtig moeilik om daai persoon in die kerk lief te hê, dis deel van die opdrag wat Jesus ons gee, deel van ons job description hier op aarde. Ons moet mekaar lief hê, soos Jesus ons lief het. En familie, ek sluit hierdie reeks af op hierdie noot, want dit maak my regtig opgewonde om op die vooraand van hierdie nuwe seisoen in ons Therapia familie te weet, Jesus is in beheer van die kerk. Dit maak dit regtig gerusstellend. Ek wil niemand ontstel nie, maar ek dink nie ek of ons kerkraad of enige van die leiers in hierdie gemeente wil daardie rol vertolk nie, want net Jesus
kan die kerk vorentoe vat en laat groei. En so dis 'n verklaring as geestelike familie wat ek vanoggend opnuut wil maak. Ons as geestelike familie werk vir Jesus aan die kerk. En dis 'n wonderlike spasie. So my gebed is, mag ons in die nuwe seisoen regtig dit in ons gedagtes hou. Baas is die verkeerde term, want God is soveel groter as dit. Ons werk vir ons hemelse Vader, aan sy missie en visie, sodat ons siele vir die koning kan wen. En ek het in my voorbereiding gedink daaraan om weer af te sluit met 'n praktiese illustrasie en vir elkeen wat 'n hand opsteek 'n sertifikaat te gee wat sê ek werk vir God aan die kerk, rentmeesterskap of iets, sodat dit 'n konstante reminder kan wees in ons lewens, ons werk vir God. Almal, dis nie net die wonderlike nuus is, hierso is my geestelike familie, meeste het dalk 'n 8 tot 5 of 'n half 8 tot 'n half 5 of 'n 9 tot, ek weet nie hoe laat werk jy as jy 9 uur begin nie. Maar wat ons liggaam aanbetref, wat hierdie familie aanbetref, wanneer dit kom by die kerk, werk ons vir God. Dis 'n ander mindset. Dit op sigself hou my elke dag accountable om te vra, Here, ek wil hê die manier hoe ek aan die kerk werk moet reflekteer dat dit u kerk is. En so my gebed is, mag ons as geestelike familie regtig aan die kerk werk. Want hierdie is maar, as ons daaraan dink, eintlik, hoe oud sê die woord van die Here, word 'n man as jy geseënd is? 70, 80 uitnemend, 90 absolute genade. Weet julle wat vanoggend familie, wanneer ons dink aan die wonderlike voorreg wat ons het om 'n deel te kan hê aan die kerk van Jesus Christus, dan besef ek in my menswees, as ek 80 of 90 jaar lewe, is dit maar 'n baie klein fraksie van die kerk. Maar my gebed is dat die dag as Jesus my kom haal, ek so aan die kerk sou gewerk het. Nie dat dit gaan oor my nie, maar met die gedagte om die kerk vorentoe te vat om Jesus te verheerlik. En mag dit ons as gemeente se gedagte wees, ons het die wonderlike voorreg om 70 of 80 of 90 jaar deel te kan hê aan die grootste beweging van alle tye, die kerk van Jesus Christus. En so ek wil vanoggend die uitnodiging maak na hierdie reeks. Wil ek die vraag vra, wie hier vanoggend wil vir God werk aan die kerk? Amen. En familie, ek gaan vir ons afsluit met gebed, maar dan is daar 'n liedjie waar tydens ek regtig wil hê ons die reeks moet afsluit in gebed en regtig bid vir ons gemeente wat deel is van die liggaam van Jesus as sy kerk. So kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, wanneer ons dink aan die kerk, dan is dit so groot om te weet, Here, dat U ons as mens roep om deel te wees van hierdie genadespasie, Here, waarin verlore mense na U toe kan kom. Here, dan is dit vir ons so groot om te weet, Here, dat ons geroep is om die lig en die sout te wees. Here, dat ons geroep is om in diens van die koning van alle konings te tree. Here, en vanoggend weet ons net opnuut, Here, dat hierdie koning in wie se diens ons is, so groot en so regverdig en so soewerein en almagtig is, dat dit 'n wonderlike spasie is om in te wees.
Here, vanoggend bid ons na afloop van hierdie reeks dat ons sal weet dat wat ons doen ons vir U en nie vir mense nie, Here, want wanneer ons dit met daai ingesteldheid doen, Here, dan gee ons ons beste, want ons werk aan die kerk vir U. Here, en ons weet dit gaan nie oor ons werke nie, ons werke kan ons nie regverdig nie, ons beste werke is soos 'n vuil lap voor U aangesig. Here, maar U gee vir ons hierdie spasie waarin ons kan deel wees. Here, my gebed is, mag ons in hierdie relatiewe kort tydjie waarin ons lewe, mag ons ons beste gee om aan die kerk te werk, aan die kerk van Jesus Christus. Here, ons weet ook nie wanneer U koms is nie, Here, ons kan nie 'n dag en datum daaraan sit nie. Here, maar my gebed is dat ons regtig sal woeker met die evangelie, soos Martin Luther dit gesê het. Here, as ons weet dat U môre kom, mag ons vandag nog 'n boom plant. Here, as ons weet dat U die einde van die maand kom, mag ons vandag nog siele probeer wen. Here, as U volgende jaar kom, mag ons sonder ophou mense by U probeer uitkry, wetend U is die weg, die waarheid en die lewe, en wat ons doen ons vir U. Here, dankie dat U deur die skeur van die voorhangsel en deur U bloed en U gebroke liggaam hierdie spasie gekoop het, sodat ons as sondaars, heidene, sodat ons in verhouding kan staan met die lewende God. Here, ons gedagtes is te klein om dit in totaliteit te verstaan, maar ons kan vanoggend net sê, dankie Here Jesus. Here, wanneer ons dink aan die Therapia familie, is my gebed, mag hierdie kerk altyd deur U kerk wees. Here, want dan weet ek, maak dit nie saak wat die finansiële status sê nie, dit maak nie saak wat die notules en agendas en al hierdie dinge sê nie, solank as wat hierdie U kerk is, sal die poorte van die doderyk dit nie oorweldig nie, en sal daar mense na U toe beweeg, Here, deur die liefde wat daar in Jesus Christus is, wat in ons lewens tentoongestel kan word. Here, ons bid, mag U naam verheerlik word in alles wat ons doen, en mag ons lewens gee vir U wil, wetend U het U lewe gegee vir ons, sodat ons nie hoef te sterf nie, maar sodat ons die ewige lewe in U teenwoordigheid kan hê. Here, aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding, tot in alle ewigheid. In Jesus naam, amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke. As jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.